Beskou die volgende vergelyking hieronder. Kalium reageer met chloor om kaliumkloried te vorm. Vir 2 punte, definieer die term chemiese verbinding. Nou, 'n chemiese verbinding is 'n suiwer stof bestaande uit 2 of meer verskillende elemente. Nou let daarop, hier is die vraag chemiese verbinding. Daar's ook 'n definisie in graad 10 wat vra dat jy die term chemiese binding definieer. En dit is 2 verskillende definisies wat 2 verskillende konsepte beskryf. Vir 3 punte, skryf 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir die reaksie hierbo in simbole. Nou ons begin met kalium, wat 'n metaal is, en dit reageer met chloor, wat as 'n diatomiese molekule voorkom. Dit gaan 'n gas wees, en dan vorm dit kaliumkloried, wat 'n ioniese binding is, en om dit te balanseer, sal jy sien, daar's 2 klore, met ander woorde, ons gaan 'n 2 daar moet skryf, en dan moet ons 'n 2 hier skryf, en dan is ons reaksie gebalanseerd. Vir 1 punt, watter tipe verbinding vind plaas in die bogenoemde vergelyking? Nou, soos reeds gesê, kaliumkloried is 'n ioniese binding, wat hierso vorm, tussen die kaliumkation en die kloriedanion. Vir 2 punte, verduidelik jou vorige antwoord. Nou, ons weet, kalium is 'n metaal, en die kaliummetaal skenk sy buitenste valenselektron aan chloor wat 'n nie-metaal is. En wat vorm daar dan? Die kaliumkation. Chloor aan die ander kant ontvang 'n elektron, en in daardie proses vorm dit die negatiewe kloriedanion. So jy sit met ander woorde met kaliumkatione en kloriedanione, en dit trek mekaar dan aan, elektrostaties, en dit lei dan tot die ioniese binding, want daar is 2 ione wat mekaar aantrek. Hierdie is nie 'n kovalente binding nie, daar is nie 'n gedeelde elektronpaar nie. Die kalium het permanent sy elektron geskenk, en die chloor het permanent die elektron ontvang. Vir 3 punte, teken die Lewis-struktuurdiagram om die vorming van kaliumkloried aan te dui. Nou, ons begin met die kalium. Kalium is 'n alkalimetaal in groep 1, daar's met ander woorde 1 valenselektron. Daardie valenselektron word prysgegee, en daar vorm 'n kaliumkation, en daar is die enkele elektron wat weggegee word. Dan het jy chloor, en chloor in groep 17 of in groep 7 het 7 valenselektrone. En wat gebeur? Die chloor ontvang 'n elektron, en dit is die elektron wat kom van die kalium af. En dit vorm dan die kloriedanion met 'n negatiewe lading. So dit is die 7 oorspronklike valenselektrone, en dan die enkele valenselektron van kalium, wat die chloor nou kloried maak, met 'n negatiewe lading. So, wat gebeur? Daardie kaliumkation en die kloriedanion gaan nou bind, om dan vir ons kaliumkloried te gee, en dit is 'n ioniese binding, want jy het 'n kation en 'n anion wat aan mekaar bind, en dit is natuurlik kaliumkloried, wat 'n vaste stof is.